Goed, kom ons staan so en ons word stil voor die Here. Baie dankie, liewe Vader, vir u liefde. Baie dankie vir die pragtige dag. Liewe Here, dankie vir die mooi blomme daar buite. Dit is so pragtig om in die natuur te kan wees en die sonskyn te kan ondervind. U liefde, u vrede wat u vir ons gee. Ons loof en ons prys u naam. Dankie dat ons lekker kon sing tot u. Die voorregte wat ons het as u kinders om by mekaar te kan kom. Liewe Here, om u woord te hoor. Wil u help dat ons vandag u woord sal hoor deur u Gees, nie deur 'n mens se opinie nie, maar dat u deur die Gees vir ons die waarheid sal weergee. Liewe Here, maak ons hart sag en oop vir u woord en vir wat u vir ons wil deel. En wil u ons dan ook help dat dit 'n verskil sal maak. Dat ons nie net hier na kerk toe sal kom, u woord hoor en dan weggaan en maar net alles net weer dieselfde sal wees nie. Dat hoe ons leer van wie u is, ons sal verander. Dat ons, as ons aan u dink, sal besef dat in hierdie wêreld is daar vir ons 'n weg. Daar is 'n manier om te lewe wat anders is as ander mense wat u nie ken nie. U gee vir ons vrede, u gee vir ons liefde. U staan ons by. Beteken nie dat ons nie probleme het nie, maar dat ons in die probleme kan bly staan. Ons loof u daarvoor en ons vra nou vir u teenwoordigheid in elkeen van ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam alleenlik. Amen. Goed, ek lees vir ons die opsomming van die wet soos ons dit kry in Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het, het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. En as jy na die 10 gebooie gaan kyk, as jy gaan kyk na wat God vir ons sê in die Ou Testament, hoe ons moet leef, die morele wet, dan sien ons dat dit opgesom word in liefde. Alles wat daar gesê word, is 'n vorm van liefde wat ons of tot God bewys of tot mekaar bewys. En dit is die riglyn wat ons altyd kan hê in ons lewens. Is dit wat ek nou dink en sê en doen 'n liefdevolle ding? Soek ek die beste vir die ander persoon? Soek ek die beste vir God se koninkryk of nie? En as ek dit doen, as ek daardie basiese filter in my lewe het, dan sal ek die regte pad loop. Goed, so as jy glo in Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker, is jy welkom om saam met my te stem in hierdie geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Amen. Goed, julle kan sit. Welkom. Dankie vir julle wat hierso is. Ons is, ek sê dit maar elke keer, maar net om weer te herinner, ons is besig met die basiese dinge van die Christelike geloof. Ons het eers gepraat oor die mens en ons is nou besig om te kyk na God, wie hy is, na sekere van sy eienskappe wat ons beter kan verstaan as ander, sekere van die eienskappe wat ons 'n bietjie met hom deel, natuurlik baie beperk, maar dit is sekere van die eienskappe wat ons 'n bietjie van hom deel. En verrassend vandag kyk ons eers na heiligheid.
Jy sal sê, hoe kan ek sê dat ek 'n bietjie van God se heiligheid deel? Natuurlik is dit waar, as jy 'n kind van Jesus Christus is, as jy verlos is in Jesus, is die werklike jy, jou siel, is heilig. Dit is hoekom ons kan sê, die heilig is. As jy 'n kind van Jesus is jy 'n heilige in die werklike jy. Ons aardse vlees is nog steeds sondig, maar ons siel is skoon voor God. Terloops, volgende week sal weer nagmaal wees. So ons kan voorberei vir dit. Volgende week is weer nagmaal. Ons probeer dit om dit op die eerste Sondag van die maand nagmaal te doen. Dis nie 'n vaste reël nie, maar ons probeer om dit te doen. Goed, so God se heiligheid. God is heilig. Wat beteken heilig? Heilig beteken dood eenvoudig apart. Om eenkant te wees. God is eenkant gesit. En as jy 'n heilige is jy ook eenkant gesit. Dit is wat heiligheid beteken. Geskei van sonde en geskei van die sondige wêreld. Dit is hoekom ons sê ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons lewe nog in hierdie stikkende wêreld, maar ons, die werklike ek en die werklike jy, is nie meer deel van hierdie wêreld. Ons sien ook dat God natuurlik sy eie eer soek. God soek sy eie eer en dit is waar en hy is geregtig op dit, want hy is heilig. En hy vereis ook van ons heiligheid. Ons sal 'n bietjie later 'n bietjie meer hierna kyk. Wat dit ook beteken is dat waar ook al God is, moet dit heilig wees. Ons praat van God se heilige plek. Psalm 24 vers 3 tot 4. Wie mag teen die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom staan? Die mens met skoon hande en 'n rein hart wat nie na nietigheid hinker en nie sweer by wat vals is nie. So ons sien hierso dat daar skeiding is tussen God en enige sonde. Dit het beide 'n verhoudingsaspek en 'n morele aspek. Niemand kan 'n verhouding met God hê as hy of sy nie ook heilig is nie. As jy nog in jou sonde is, kan jy nie 'n intieme verhouding met God hê nie, want hy is heilig. Ons praat baie in ons dink in ons gedagtes, ons aanbid 'n perfekte God. Maar vir die sondaar is dit 'n groot probleem. Daar is vyandskap tussen die sondaar en hierdie heilige God. God kan nie meng met sonde nie. Hy is eksklusief daarvan. Dit is hoekom die Christelike geloof is ook 'n eksklusiewe geloof. Ons meng nie, ons kan nie sê dat Christendom is reg en ander gelowe is ook reg nie. Weet jy of julle al gehoor het van hierdie coexist beweging? Coexist, wat sê al die gelowe aanbid maar 'n soort van dieselfde God en ons kan almal maar saamstem en net saamgaan. Nee, Christelike geloof is 'n eksklusiewe geloof. Ons sal nou nog meer daarvan sien. In Jesaja 6 kry Jesaja 'n beeld van die hemel. Hy kry 'n visioen van die hemel en hy sien die troon van God en hy sien die engele daar en hy praat van die engele in Jesaja 6 vers 3 sê hy, hulle het na mekaar geroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte. God is absoluut heilig. Psalm 99 vers 9. Verheerlik die Here ons God, buig in aanbidding voor sy heilige berg, want heilig is die Here ons God. So ons sien dat ook die plek waar God is heilig. God maak dit heilig. Ons sien in die Bybel ook hoe God vir mense sê, trek jou skoene uit, want jy staan op heilige grond. So selfs daar waar God kom, daar is heiligheid. En God vereis ook heiligheid van enige iemand wat in 'n verhouding met hom wil wees. As jy in 'n verhouding met God wil wees, moet jy heilig wees. Want
Heiligheid beteken geskei, afgesonder. So dit moet ons ook wees. Jy moet heilig wees as jy by God aankom. God sê, wees heilig, want ek is heilig. So, Levitikus 19 vers 2, praat met die hele volksvergadering van die Israeliete en sê vir hulle, julle moet heilig wees, want ek, die Here, julle God, is heilig. Hebreërs 12 vers 14, streef na vrede met almal en na die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Ons moet heilig wees. Niemand wat nie heilig is nie, sal God nie sien. God wil ook hê dat ons daardie vereiste moet hê. Ons moet die vereiste hê van heiligheid. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Ons dink baie keer aan hierdie vers as ons dink aan die huwelik, dat 'n kind van die Here trou nie met iemand wat nie 'n kind van die Here is nie. Jy kan nie in dieselfde juk trek met iemand wat nie 'n verhouding met Jesus het. Dit is ook as iemand baie vra om te trou, om hulle te trou, is die eerste vraag wat ek vra, is beide van julle kinders van die Here? As beide van julle nie kinders van die Here is, sal ek nie daardie trou doen. Want dit kan nie werk nie. Julle staan nie op dieselfde fondasie nie. Julle is nie beide heilig voor God nie. So 2 Korintiërs 6 van vers 14 af. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter vennootskap kan daar wees tussen reg en onreg? Of watter verbondenheid kan daar wees tussen lig en duisternis? En watter ooreenstemming is daar tussen Christus en Belial? Of wat het 'n gelowige gemeen met 'n ongelowige? En watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want ons is die tempel van die lewende God, soos God gesê het, ek sal onder julle woon en sal met julle wandel, ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. Daarom, gaan uit hulle midde uit en sonder julle af, sê die Here, en moenie aanraak wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. So, wat beteken dit nou vir ons in ons lewens? Ons lewe nog in hierdie wêreld, en ons het te doen met mense wat nie kinders is van die Here nie. So, wat beteken dit? Kan ek nie werk saam met mense wat nie Christene is nie? As ek in 'n werk, by 'n werk is, en nie almal daar is kinders van die Here nie, beteken dit dat ek nou nie saam met hulle kan werk nie? Nee, ons praat hier van intieme verhouding. Ons praat hier van 'n verhouding wat naby is. Soos die huwelik. Die huwelik is 'n voorbeeld natuurlik van die mees intiemste verhouding wat een mens met 'n ander mens kan hê. So, ons praat van intieme verhouding. Jy kan saamwerk met iemand wat nie 'n kind van die Here is nie. Maar, gaan lees Matteus 18. As iemand 'n sondaar is en bly in sonde, kan jy nie 'n intieme verhouding met daardie persoon hê nie. En moet jy daai persoon uit jou lewe uitskuif. Dit is 'n harde ding, maar dit is die waarheid. Want ons weet, ons sê vir ons kinders, maak goeie maatjies. Moenie vriende maak met daardie slegte vriende, met daardie slegte mense nie skoon nie. Want ons weet hoe dit werk. Daardie mense trek jou af. Daardie mense sleep jou weg van God af. Daarom kan jy saam met so iemand werk, of jy kan in 'n verhouding wees tot 'n sekere mate, maar dit kan nie 'n intieme verhouding wees nie. Hoekom? Want ons is afgeskei, ons is afgesonder. Ons is nie soos hulle nie, hulle is van die wêreld. Ons is nie van die wêreld nie. Hulle sê, 'n goeie vriend is iemand wat jou help trek, 'n slegte vriend is iemand wat jou makkie wil hê. So ja, vriende kan jou aanmoedig. Die vraag is net, waarna toe moedig hulle jou aan? Moedig jou vriende jou aan om nader aan God te lewe, om heilig te lewe, om die regte dinge te doen, of moedig hulle jou aan om verkeerde dinge te doen? En as jy sulke vriende het, wat jou wil aanmoedig om verkeerde dinge te doen, skei jou af van hulle af, sover as dit kan. Natuurlik, ons is in situasies en ons het werke en so aan, waar jy te doen het met mense wat nie kinders is van die Here nie, of jy kliënte.
soos ek, wat nie kinders van die Here is. Ons werk binne sekere perke, maar as jy iemand naby aan jou bring, wat regtig 'n invloed op jou lewe het, maak seker dat jy dieselfde juk trek, soos die Bybel sê. Nou, as ons praat daarvan, dat ons ook heilig moet wees om 'n verhouding met God te hê. Ons weet almal dat ons sonde doen. Nee, elkeen van ons, as ons eerlik is, weet dat ons elke dag sonde doen. So hoe kan ek dan sê ek moet heilig wees, maar ek moet 'n verhouding met God, ek wil 'n verhouding met God hê, maar ek weet dat ek nog steeds sonde doen. Dit is Jesus Christus. Jesus Christus maak vir ons die deur oop om heilig te kan wees, om 'n verhouding met God te kan hê. Johannes 14 vers 6, die baie bekende vers. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou sien ons weer waar die afskeiding, waar die eksklusiwiteit. Niemand kan by God kom sonder Jesus Christus nie. Maar daar is baie ander gelowe wat baie mooi dinge sê. Boeddhisme is pragtig. Jy weet, lewe 'n goeie lewe, doen hierdie dinge, wees in vrede en so aan. Maar waar kom die vrede vandaan? Ons gaan nou praat oor vrede. Waar kom vrede net van een plek af? Hindoeïsme het ook baie goed, mooi beginsels en so aan. Selfs New Age en al die goed het mooi beginsels van ons met ander mense mooi behandel en so aan. Maar niks van dit bring ons by God uit nie. Hoekom? Want ons moet heilig wees, absoluut perfek wees om in 'n verhouding met God te wees. En dit is net moontlik deur Jesus Christus alleen. As ons in Christus is en as ons wedergebore is, dit is hoekom die wedergeboorte so belangrik is. Ek sit my geloof in Jesus Christus, ek ontvang hom as my verlosser, dan word my siel weer gebore, ek word 'n nuwe mens. Ek is heeltemal oorgemaak. Dit is wat ons bedoel met die doop. Die ou mens sterf en die nuwe mens word gebore. Dit is die simboliek daarvan, dat ek word 'n nuwe mens, en daardie nuwe mens is dan heilig, deur die genade en in geloof in Jesus Christus, dat ek nou 'n intieme verhouding met God kan hê. Die vyandskap is weggeneem. Nou is daar vriendskap en familieverhouding met God. Dis alles deur genade en deur Jesus Christus alleen. En daarom kan ons sê, ons is heiliges. Dis nie net sekere mense wat gelowiges is, soos die Katholieke Kerk sê nie. Dit is almal wat regtig hulle geloof geplaas het in Jesus Christus. Hulle is die heiliges. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat God as sy eiendom verkry het. Ek dink as jy nou versoek word, as jy nou vandag 'n bietjie later versoek word deur een of ander iets wat iemand sê, of iets wat jy sien, of iets gebeur, en jy word versoek om 'n verkeerde ding te doen, wat dit ook al kan wees. Dink oor wie jy is. Ons het nou gesê, jy is deel van die uitverkore geslag. Jy is 'n heilige. Jy is deel van 'n koninklike priesterdom. Jy is deel van 'n heilige nasie. Hoe kan jy nou sondig? Hoe kan jy nou die verkeerde ding doen? Ek dink dit is 'n goeie motivering vir ons, om te onthou wie God is, en wat se verhouding ons met hom is, en wat dit dan beteken van wie ek is. Nie in een of ander vorm van hoogmoed nie. Ek wil nie hoogmoedig oor myself wees nie, maar onthou wie jy is. Jy is 'n kind van die lewende God. Daar is twee vorme van heiligmaking. Die een is wat hulle noem posisionele heiligmaking. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis waar jy Jesus Christus ontvang as jou verlosser. Dit gebeur een keer in jou lewe en jy word wedergebore. Dit noem hulle posisionele heiligmaking. Dan is daar praktiese of progressiewe heiligmaking. En dit is dan wat nou daarna gebeur. Nadat jy by Jesus uitgekom het en Jesus ontvang het as jou verlosser, is daar nou 'n groeiproses wat gebeur. Jy
word meer en meer soos Jesus deur jou lewe. Soos wat jy aangaan, laat jy sekere sondes agter. En wat baie wonderlik is hoe God vir jou sekere dinge opbring. Ek weet nie of jy dit ondervind nie, ek hoop so. Dat God gee nie vir jou al jou sondes op een slag en sê, maak al hierdie goed nou reg. Hy sal vir jou so 1 of 2 dinge gee en bly heeltyd in jou gedagtes. En jy is in stryd daarmee. En soos wat jy in stryd daarmee is, dan help die Here jou deur sy gees om daardie sonde agter te laat. En wanneer jy nou suksesvol is en jy het nuwe gewoontes aangeleer en jou karakter het gegroei, dan sal God vir jou die volgende ding gee. Dalk het jy baie geskinder en God het dit vir jou gehelp om oor dit te kom. En nou is die volgende ding dalk die wangebruik van alkohol, wat ook al. Dan sal God sê, okay, nou volgende werk aan hierdie ding. En so gaan ons deur ons lewens. Ons laat die sondes agter soos wat ons groei in Christus en elke dag word ons 'n bietjie beter en ons sien groei en dan dit is die progressiewe heiligmaking wat almal vir ons op hierdie stadium deurgaan en dit hou aan natuurlik tot die dag dat jy doodgaan. Hou jy aan met hierdie proses. En ons is veronderstel om dit te sien in ons lewens. Ons is veronderstel om te sien verbetering. Ek is veronderstel om beter te doen. As jy stil staan op een plek, beteken dit daar's fout. Jou verhouding met Jesus en met God is nie reg nie. Werk daaraan, fokus op hom. Ons gaan nou meer daaroor praat. So ons word meer en meer heilig, soos wat ons groei in ons verhouding met hom. En die volgende element van God se karakter is, hy is 'n God van vrede en 'n God van orde. Hy is 'n God van vrede en hy is 'n God van orde. Hierdie twee dinge loop saam. Vrede en orde loop saam. Jy kan nie vrede hê sonder orde nie. Ons lewe in 'n land waar daar nie orde is nie. Eintlik al die lande in die wêreld is ook maar so, maar Suid-Afrika is besonder so. Jy kan nie 'n halwe blok in hierdie dorp loop sonder om wanorde te sien. Kyk net hoe vuil is dit. Ek kan dit nie verstaan nie. Hoe kan 'n mens in so 'n vuil plek bly en nie besef dat jou kop ook vuil is nie? Jou omgewing is belangrik. Dit is belangrik om skoon te lewe. Dit gaan in jou kop in. Dit word deel van jou wese. As jy in 'n vuil plek bly, word daar die vuilheid deel van jou. Dit is hoe ons is as mense. Ons het orde nodig. Ons het reëls nodig. Ons het nodig om verantwoordelik te wees en ons medemense is veronderstel om verantwoordelik te wees en skoon te wees. Ons moet streef daarna na orde toe. En ons het dit nie in ons land nie, want ons het weggedryf van God af. Dit is hoekom. Dit is die bron daarvan. Ons is nie veronderstel om so te wees nie. God is nie so nie. Hy is 'n God van beginsels. Hy is 'n God van vrede. Hy is 'n God van orde. En daardie orde is nie die wêreldse orde nie. Dit is God se orde. Dit is volgens sy reëls, volgens sy beginsels. Nie ons sinne nie. Nie goed wat ons opmaak en wat ons van hou nie. Dit is wat hy sê. Daardie orde is die orde waarin ons moet lewe en waarin hy altyd lewe. God is in vyandskap met sonde. Hy is in vyandskap met wanorde. Hy is in homself, het hy vrede, omdat daar in homself orde is. Ek weet nie of jy ook so gefrustreerd raak met die onregverdigheid wat daar in ons wêreld is nie. Soveel mense wat wegkom met dinge, wat hulle nie veronderstel is om nie weg te doen. Dit is nie hoe God is nie, en ons het al gepraat daaroor. Daar sal geregtigheid wees. Daar sal geregtigheid wees. Al sien ons dit nie in hierdie wêreld nie, daar sal geregtigheid wees. En dit is hoekom die hemel ook so wonderlik, een van die redes hoekom die hemel so wonderlik gaan wees. Want daar gaan dan selfs nie eens meer die teenwoordigheid van die dinge wees. Sonde sal nie meer in ons teenwoordigheid wees nie. Dit sal weg wees van ons af. En ons sal dan werklik ten volle geskei wees van sondigheid
en die effek van sonde. God is 'n God van vrede. Hierdie orde en so aan bring vrede. Dit bring 'n sagte hart, sagte gemoed. Maar daardie beginsel dat God 'n God van vrede is, beteken nie dat hy onaktief is nie. Beteken nie dat hy nie werk nie. Daar is geen vrede in niks doen nie. Weet jy of julle dit al ondervind het nie? As jy nie iets doen nie, as jou hande nie besig is nie, dan het jy nie vrede nie. Ons raak verveeld nie, ons raak gefrustreerd wanneer ons nie besig is met iets nie. En dit is wat God in ons gesit het. Ek voel 'n sekere angsigheid. As jy moeg is, dan rus jy. Moeg is dan rus jy. As jy nie moeg is nie en jy doen niks nie, dan bou jy 'n angstigheid in jou op. Ek weet nie of jy dit al ervaar. Dit kom van die Here af. Ons is gemaak om te werk. Ons is gemaak om dinge te doen. En as ons dit nie doen nie, dan voel ons dit aan ons lyf. Hierdie vrede word baie in die Nuwe Testament van gepraat. As jy kyk nou die briewe in die Nuwe Testament geëindig word daar baie gepraat oor, word baie keer afgesluit met die vrede van God. Soos in Romeine 15 vers 33, die God van vrede sal met julle almal wees. Amen. Dit is in die seën wat ons uitspreek aan die einde van elke diens. Spreek ons daardie seën uit en dit is waar ons sien hoe God daardie vrede van toepassing maak op jou en my. Hy gee vir ons daardie vrede. In Numeri 6 vers 26, deel van ons seën. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So dit kan waar wees vir my en jou. Waar kom hierdie vrede vandaan? Natuurlijk, dit kom van God af. In hierdie wêreld ondervind ons baie onmin en stryd. Daar's baie probleme. Daar's baie stryd tussen mense en ons ondervind ook hierdie stryd baie keer in ons hart. Ek weet nie of julle ook hierdie dae het, want dit net nie lekker voel. Jy kry hierdie dae wat jy voel hierdie onmin in jou hart. Jy voel hierdie weerstand in jou hart. Dit is deel van ons sondige toestand. Maar daardie dinge kom nie van God af. Van God af kom daar vrede. So ek kan weet, wanneer ek daardie gevoelens kry, kan ek weet, hierdie is nie van die Here af. Jesaja 48 vers 22. Daar is geen vrede vir die goddeloses nie, sê die Here. Dit is ook waar vir mense wat die Here nie ken nie. Hulle het nie vrede nie. En ons ondervind hierdie stryd in ons lewens ook en in onsself. Maar God het ook medelee met ons met dit. God verstaan dat ons in 'n sondige wêreld lewe. En hy verstaan dat ons nog sondigheid in ons het. Dat ons nog hierdie vlees het, hierdie ou karkas wat ons met ons saam sleep. Jesaja 54 vers 11. Verdrukte, deur storms getuisterde, ontroostbare. Kyk, ek gaan jou klippe in suurpleister lê en jou fondamente met safiere bou. So God weet dit. God weet dat ons seer kry. Hy weet dat ons onmin het. Hy weet dat ons pyn het. Maar hy is daar vir ons en hy wil vir ons sy vrede gee. Maar dit is net moontlik as ons aan Jesus behoort. Want as ons nie aan Jesus behoort nie, dan het ons nie 'n verhouding met hom nie en dan gaan hy nie sy vrede vir ons gee nie. En dan ook kan ons weet dat die wêreld kan my nie onderkry nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, maar iemand het gesê, I am invincible until the day God takes me out. Jy kan nie oorwin word as jy 'n kind van die Here is nie, maak nie saak wat gebeur nie. Jy kan nie oorwin word nie, want die vrede van God is joune. Dit kan die mense wat op medikasie is, mens kan verstaan, sekere mense is op medikasie vir angstigheid. Ek sien hierdie ou gesê, anxiety medication doesn't solve all my problems, it just makes the committee in my head use indoor voices. Ja, dit so dit is, as jy regtig vrede wil hê, moenie na pille toe of ander goeders gaan nie, gaan na die Here toe, gaan soek jou vrede by hom. Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle, ek gee nie vir julle soos die wêreld gee nie,
Julle harte moet nie ontsteld wees en bang wees nie. Die vrede van die wêreld is nie bevrediging nie. Daai vrede, dit is baie van ons woorde, ons gaan nou weer op daarna kyk. Die dinge van die wêreld gee tydelike verligting. Jy kan plesier soek in hierdie wêreld, en dit kan vir jou tydelike verligting gee, dit kan vir jou tydelik laat goed voel, maar aan die einde het dit te byt. Dit byt jou aan die einde, hierdie dinge van die wêreld. Soos mense wat dronk word, of mense wat dwelms gebruik, hulle soek vrede. Maar daardie dinge byt hulle aan die einde, dit maak dinge op die einde net erger. Maak die dinge beter, maak dinge erger. By God is daar 'n vrede wat blywend is, dit is dieper en dit sal vir ewig duur. Dit sal in die ewige lewe aanhou, nog meer word. Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Gee dit vir die Here. Ek luister na so 'n storie waar die vrou sy het 'n boksie onder haar bed gehou. So as sy bekommerd geraak het oor iets, want sy gebid daaroor en sy het dit vir die Here gegee, sy het dit neergeskryf en in die boks gesit en dan onder haar bed gesit as simbool daarvan dat sy dit vir die Here gee. En sy los dit by hom. En dan wanneer God geantwoord het en dit weggeneem het, dan het sy dit uitgehaal en die papiertjie, die datum bygeskrywe waar die Here die oplossing gegee het, en dan sy boek gehou van hoe die Here haar geseën het en hoe die Here vir haar vrede gegee het. En dis toch al 'n goeie gewoonte om te bou. Wanneer ons bekommerd raak oor die wêreld en die dinge in hierdie wêreld, dan verloor ons vrede. Ons het 'n gebrek daaraan. Ons geloof is swak en daarom het ons nie vrede nie. En die ander belangrike ding is ook ons raak ondankbaar. Ons vergeet van alles wat die Here vir ons doen. Dus kom ons begin ons gebede, ek hoop julle doen dit ook, ons begin ons gebede met dankie sê. Eerste ding wat ons doen, ons sê dankie vir die Here. Dankie vir alles wat hy vir ons doen. Dankie vir waar ons nou is, dankie vir alles wat hy vir ons gee. Ons moet dankbaar wees. As jy nie dankbaar is, dan sal jy nie vrede hê nie. Want jy sien nie alles wat die Here vir jou doen. 'n Ondankbare hart kan nie tevrede wees. En daar is dit weer. As ons ondankbaar is ons ontevrede. As die woord weer. Dis in ons taal. Dit is nie iets wat ons vir onsself kan gee nie. En hierdie wêreld kan dit nie vir ons gee nie. Dit is hoekom Paulus praat daarvan, dat dit gaan die verstand te bowe. Hy sê daarso, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes wag hou in Christus Jesus. Dit is iets wat ons nie kan 'n resepie voorop maak en sê hierdie gaan vir my vrede gee. Dit is God wat vir my vrede gee. En dit kom uit 'n verhouding met hom uit. Dit is 'n gawe van God af, wat hy gee vir ons uit sy genade en sy barmhartigheid uit. Dan Kolossense 3 vers 15. En laat die vrede van Christus in julle harte heers, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, en wees dankbaar. So, dit is interessant, hy sê, laat die vrede van Christus in julle harte heers. Dit gee vir ons die idee, dat ons dit kan teenstaan. Hy sê, laat dit in julle harte heers. Dit beteken, ek kan dit verwerk. Ek kan hierdie vrede wat God vir my gee verwerk. En ek moet erken, ek doen dit. Wanneer ek bekommerd raak oor dinge, dan is ek besig om aktief in my gedagtes die vrede wat God vir my gee te verwerk. En ek sê, nee, maar hierdie probleem is groter as die vrede wat U vir my gee. Dis wat ek eintlik sê, ek sê dit nie hardop en uit my mond uit nie, maar wat ek eintlik doen is juist dit. Ek verwerk die vrede wat God vir my gee en ek aanvaar hierdie bekommernis, hierdie vrees wat in my inkom. So ek het 'n keuse. Ek het weer eens 'n keuse. Gaan ek toelaat dat God sy vrede vir my gee, of gaan ek aanhou vashou aan hierdie vrees van my, of aan hierdie wêreldse maniere van my om vrede te probeer soek. Weer eens, gaan ek in die vlees wandel, of gaan ek in die gees wandel, God se gees. As ek op myself staat maak,
As ek dink, ek gaan hierdie ding kan regstel, dan lewe ek in die vlees en ek verwerp God se vrede. Nou weer eens, beteken nie dat ek iets moet doen daarin nie, natuurlik moet ek doen iets daar as ek kan, maar ek moet onthou dat die eintlike oplossing kom van God af. Die Here wil ons help, maar ons kom in die pad met ons ongeloof en ons onvertroue in hom. Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. So ons sien weer hierso dat God se vrede kom na ons toe deur geloof. En geloof is 'n keuse, dit is 'n gawe, maar dit is ook 'n keuse. Elke oomblik wat daai dinge gebeur en daai dinge gesê word wat my so bekommerd en bang maak, het ek 'n keuse. Wat gaan ek ontvang in my hart in? Wat gaan ek toelaat in my hart in? Jesaja 26 vers 3. U bewaar hom in volkome vrede, hom wie se denke standvastig is, omdat hy op u vertrou. So sien weer die beginsel, geloof en vertroue, maar dan ook dat ons denke standvastig moet wees. Hou vas aan God se beloftes vir jou lewe. Wanneer daardie dinge gebeur, jy het beheer oor wat jou gedagtes doen. Ons dink baie keer, my gedagtes hardloop net en ek het geen beheer oor dit. Dit is nie waar nie. Wanneer daar die verkeerde vreesgedagtes by jou opkom, moet jy vir jouself sê, nee, stop. Onthou wie God is. Onthou wat die werklikheid is. Onthou wat die realiteit is. Onthou wie jy is, 'n heilige, 'n kind van die Here. Onthou die werklikheid, onthou die realiteit. Hou jou oë op hom. En dit is ook hoekom ons elke dag met skriflesing en gebed begin. Dit is so belangrik dat jy elke dag die Here moet soek. Elke dag sy woord moet lees. Elke dag met hom moet praat. Dat jy jou oë op hom kan hou en jou fokus op hom kan hou. Anders raak ons verdwaal. Ons val van die spoor af en ons verdwaal. Dis wat ons gebeur. So begin elke dag met skriflesing en gebed. En kom kerk toe. Dit is ook hoekom ons kerk toe kom. Dit is soos 'n reset om ons te herstel terug na die regte weg toe. Want deur die week gebeur allerlei dinge, by die werk en oral gebeur allerlei dinge, hier in die huis gebeur allerlei dinge. Maar jy moet terugkom, jy moet elke dag, jy moet gewoontes hê, dat jy terugbring op die regte pad. Ons praat van Christelike dissiplines, die dinge wat ek doen, want ek weet, dit bring my terug na die Here toe elke dag. Dis wilsbesluite wat ons neem, om die fokus op hom te hou. Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede kan hê. In die wêreld belewe julle verdrukking, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Die Here het klaar alles uitgesorteer. Dis nou net 'n kwessie van tyd. Vir jou en my persoonlik, terwyl ons nog op hierdie aarde is, en dan natuurlik solank as op hierdie aarde nog hier is. Maar dan gaan daardie oorwinning vir almal duidelik word. God het die wêreld oorwin. Die wêreld het ons probleme. Daar sal probleme wees. Ons sal onmin en probleme hê in hierdie wêreld. Maar ons moet onthou wie ons is en wie hy is. En onthou, niks kan jou onderkry. Jy is 'n kind van die Here. Niks kan vir jou onderkry. Maak nie saak wat gebeur nie. Romeine 8 vers 6. Want die denke van die sondige natuur beteken die dood, maar die denke van die gees beteken lewe en vrede. So ons moet ons gedagtes reg. Ons moet ons oë hou op die Here. Elke dag, reg deur die dag. Begin jou dag met God. Eindig jou dag met God. Ek het nou die dag gevas. Ons het begin met gebed en ons het geëindig met gebed. Belangrik dat ons dit doen. Dat ons die Here soek deur die lewe. Hou jou oë op hom. Jy is nie meer 'n kind van die wêreld nie. Jy is nog in hierdie wêreld, maar jy is nie meer 'n kind van die wêreld. Jy is 'n kind van God. En daarom kan jy vrede in jou lewe hê. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons kan U net loof en U prys vir wie U is.
Dankie dat ons kan weet, ons is in hierdie stikkende wêreld nog en ons belewe nog hierdie wanorde en hierdie verkeerde dinge en ons sien dit nog in onsself ook en ons is in stryd daarmee, maar Here, ons weet ook dat U vrede in ons harte heers wanneer ons U ken, wanneer ons in 'n lewensverhouding met U is. Help ons dat dit regtig van toepassing sal wees van nou af, van vandag af, van hierdie oomblik af. Dat wanneer die probleme kom, gaan ek dit aan U voete lê. Ek gaan dit aan die voete van die kruis lê. En ek gaan U vrede deur wilsbesluit ontvang. En ek gaan my gedagtes rig op U en nie op vrees nie, en nie op bekommernis nie, maar op U. Here, daarvoor het ons U nodig om ons te help. Here, ons sê vir U dankie. Ons is dankbaar vir alles wat U vir ons doen. En ons loof en ons prys U lieflike naam. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goed, ek lees vir ons die seën van die Here. Julle kan opstaan as julle wil. Kan. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.